Professor Emerentia Du Plessis. Professor Emerentia Du Plessis van die Skool van Verpleegkunde aan die Noordwes Universiteit lig op deernisvolle teenwoordigheid. Willem en elkeen wat luister. Emerentia, jy is eintlik 'n verpleegkundige diep in jou hart. Jy is nou 'n professor en 'n ander werk wat jy doen, maar eintlik kom jy daar van die mense versorg word, daar waar jy deernisvol teenwoordig was by mense wat dit werklik nodig het. En vandag praat jy oor die bittersoet van Down-syndroom. Jo, dit is sekerlik 'n amper 'n moeilike tema, né? Dit is beslis so. En dit is ook so dat ek lank gewerk het by 'n hospitaal vir intellektueel gestremde persone. En dit was van die lekkerste jare van my loopbaan, omdat dit juist so 'n bittersoet ervaring is. Die hartseer van iemand wat nie alles kan doen wat normale mense kan doen nie, maar dan ook die vreugde van om oomblikke met hulle te deel wat regtig 'n vreugdevolle oomblikke was en saam met hulle dit geniet het. Ja, en tog, as 'n mens van buite af kyk, dan besef jy glad nie wat in so 'n familie of 'n ma of iemand wat direk betrokke is by so ervaring nie, so belewenis eintlik, want dit is ook nie eens 'n belewenis nie, dit is 'n leeflange gebeurtenis, né? Baie beslis, ja. Ek het onlangs 'n storie gehoor van 'n ma wat so 'n bittersoet ervaring gehad het. Sy was swanger en toe die babatjie gebore is, het sy en haar man nog nie besef dat die babatjie Down-syndroom het nie. En sy kon sien die babatjie lyk anders en is bietjie meer slaperig en beweeg minder. En sy het al hoe onrustiger geword en toe is dit ook so bevestig dat die babatjie Down-syndroom het. En haar ervaring van hartseer en skok en eintlik ook skaam oor die babatjie, dat sy nie eers fotootjies wou deel op sosiale media oor die babatjie nie. En dit het haar lank gevat, haar en haar man, om deur 'n proses van rou te beweeg. En die hartseer, die skok, die kwaad daaroor, die teleurstelling. Maar toe sy eers in die aanvaardingproses kom, het sy soveel vreugde ervaar met haar ou kindertjie. En die kind het so mooi ontwikkel en soveel vreugde vir hulle gebring en selfs 'n nasionale kompetisie gewen binne haar vermoë en haar talente. So as sy terugkyk nou, dan kry sy eintlik skaam dat sy voorheen skaam gekry het oor haar babatjie. Maar dit is so, dit is 'n geweldige skok, want mens weet nie wat om te verwag nie, hoe die kind gaan ontwikkel nie, wat hulle vermoëns gaan wees en watter probleme saam met dit gaan kom nie. En in my eie ervaring met Down-syndroom persone, ek het meer gewerk met volwassenes wat Down-syndroom het, en hulle was die lig van die saal gewees. Hulle was altyd so vriendelik gewees en was altyd in 'n goeie bui en positief gewees. Een van hulle se naam was Davie gewees en hy was erg gestremd gewees. So hy kon nie praat nie, hy kon nie sinne praat nie. Al wat hy gesê het as hy jou groet, dan sê hy, ja, Davidie, Davidie, Davidie. Hy het so herhalende lettergrepe gehad en hy het al sy sinne daarmee, so mense het presies geweet wat hy bedoel, maar hy het elke keer net dieselfde sinnetjie gesê en meestal was dit, hallo, hoe gaan dit met jou, ek groet jou, ek is bly om jou te sien. So, en hy was altyd vriendelik? Altyd vriendelik, nooit geïrriteerd nie. 'n Ander man was ook 'n pragtige voorbeeld vir my gewees by 'n sentrum vir volwassenes. En hy was die pa van die huis. Hulle het in verskillende huise gebly met 'n huisma en 'n huispa, maar hy was altyd die een wat by die deur gestaan het en my gegroet het.
en welkom gesê het, maar hy was minder gestremd geweest. Hy was ook die een wat altyd die koffie aangedra het in teetye en seker gemaak het dat almal 'n bord kos voor hulle het met etenstye. En hy het die ete se gebed gedoen altyd. Die eerste dag het ek hom ontmoet, toe sit hy sy arm om my middel. En ons groet en gesels en dit is so gemaklik en sy hand skuif toe al hoe laer na my heup se kant toe en onder toe en ek vat sy hand en ek sit dit terug op my heup sodat hy verstaan dat wat is aanvaarbare gedrag en wat is nie aanvaarbare gedrag nie. En hy kyk my so en hy knipoog en hy sê, hoor. Hulle het 'n wonderlike sin vir humor en is so lekker om met hulle te leer ken en in 'n verhouding met hulle te staan. Ja, ek dink eers as mense dit beleef het, kan jy met gesag daaroor praat. Jy weet, om dit van buite af te beleef. My belewenis is baie beperk eintlik van sulke kinders en groot mense, maar moet ek sê, daai vreugdevolheid wat jy van praat. Maar kom ons kyk bietjie na die twee punte van bitter en soet van die Down-syndroom. Ja, ek wil dit graag in 3 gedagtes met ons deel. Die eerste gedagte oor en dan ook 'n bietjie praat oor wat is Down-syndroom en dan 'n laaste gedagte van wat kan ek doen om 'n verskil te maak. Die eerste gedagte, die tema van wêreld Down-syndroom, die tema is om ingesluit te wees. En hulle hashtag is #inclusionmeans. En hulle daag ons uit en hierdie hulle van wie ek praat is die United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. So dit is die Verenigde Nasies se inisiatief om hierdie wêreld Down-syndroom tot die lewe te roep. Daag hulle ons uit om die sinnetjie te voltooi. Inclusion means en dan ons gedagte daaroor. So vir my sal wees om ingesluit te word beteken dat ek vriende maak met mense wat Down-syndroom het. So elke persoon kan hulle eie frase daarin voeg. Wat beteken ingesluitheid vir hulle? Vir die Verenigde Nasies beteken dit vol en effektiewe deelname in die gemeenskap. Nou as ons dink oor die bittersoet van die soet daarvan is dat mense deel gemaak word van die gemeenskap en dat hulle deel voel, dat hulle 'n produktiewe lewe kan lei en regtig 'n bydrae lewer. Daar is mense internasionaal wat Down-syndroom het wat veranderingsagente is en wat voorspraak doen. So hulle kan wel 'n hoë vlak van funksionering bereik en selfs normaal skool toe gaan as daar sulke geleenthede is. Aan die ander kant, die idee van deernisvolle teenwoordigheid is dat ons nie mense bokant hulle vermoë moet uitdaag nie, maar eers stil staan by elke individu en hoor wat is hulle behoefte, wat is hulle vermoëns, wat is hulle idee van die lewe en wat sal hulle graag wil bereik, voordat ons sê vir hulle, hoor jy moet nou deel wees van die gemeenskap en jy moet nou hierdie produktiewe lewe lei. Moet ons eers by hulle stil staan en vra, wat is jou behoefte? Wie is jy en wat is vir jou belangrik? Ja, dit is vir my kardinaal, want jy kan vir een persoon uitdagings gee, maar dit is baie laer of hoër, as jy dit so wil klassifiseer as vir 'n ander een. Maar party mense hou nie van uitdagings nie. En party ander hou daarvan, of is so groot gemaak, of sit in hulle karakter, of hulle. Mens moet seker baie versigtig wees met uitdagings. Hoe jy dit hanteer vir iemand anders. Ander wil dalk net doodgewoon gelukkig en tevrede rustig wees, wil ek sê. Sonder uitdagings en ander wil graag weer. Ek dink dit is baie moeilik. Miskien moet mense dit anders sê. Of jou vra, hoe gaan jy dit uitwerk om te hoor wat is die persoon se vlak van uitdaging of teenwoordigheid wat hy wil beleef in die samelewing? Die kern daarvan is verhouding bou. So om 'n persoon eers te leer ken
en te hoor wat is vir hulle belangrik. En selfs nog voor mense hoor wat is vir hulle belangrik, om regtig net as vriend, as familielid, as mede-gemeenskapslid net hulle te leer ken as mens en te hoor wie hulle is en dan te hoor wat is vir jou belangrik en hoe sal jy graag wil deel wees of wil uitgedaag word. En Rentjie, as ons praat oor Down-syndroom, dan is daar sekerlik baie vlakke van Down-syndroom. Hoe het die mense bewus geword van wat is hierdie syndroom wat ons dan as Down klassifiseer of identifiseer? Ek dink dit is baie belangrik om daaroor te praat, om te verstaan wat dit is. En dit is so dat daar baie verskillende vlakke van gestremdheid gepaard gaan. Iemand kan lig tot ernstig gestremd wees en daar selfs ook verskillende soorte Down-syndroom. Wat interessant is dat dit alreeds in 1866 beskryf is deur 'n Dr. Langdon Down, en dit is hoekom dit ook Down-syndroom genoem word, want hy is die dokter wat dit die eerste keer beskryf het. Hulle het die kenmerke raak gesien, en Down-syndroom bestaan heel waarskynlik al baie langer as 1866, maar hy is die dokter wat dit die eerste keer begin raak sien en beskryf het. En verder word dit 'n syndroom genoem, omdat dit 'n spesifieke kombinasie van tekens en simptome is, wat voorkom. Dit word veroorsaak deur ekstra erflike materiaal in die geslagselle van die persoon van wie daar so 'n babietjie gebore word. So in elke een van ons menslike selle in ons liggaam is daar 23 pare kromosome. Kromosome is die erflike materiaal. Dit bepaal watter kleur hare en watter kleur oë ons gaan hê. So in die geslagselle, in die eierselletjie en in die spermselletjie, is daar net 23 kromosome. Sodat wanneer dan die selletjies saamsmelt, dan vorm dit 23 pare kromosome. En partykeer gebeur dit dat een van hierdie geslagselle een kromosoom meer het. So 24 kromosome plus dan die 23 kromosome van die ander geslagsel, en as dit saamsmelt, dan is daar altesaam 47 kromosome in elke selletjie in die liggaam. En die normaal is 46. So daai een ekstra kromosoom veroorsaak dan Down-syndroom, die kenmerke van Down-syndroom. Dit word nie veroorsaak deur enige iets wat die ma of die pa verkeerd doen in die swangerskap of enigstens voor dit nie. So dit is die bittersoet daarvan, dis 'n troos vir die ouers dat daar nie iets is wat hulle verkeerd gedoen het wat veroorsaak dat die babietjie Down-syndroom het nie. Dit kan in die swangerskap, tydens swangerskap opgespoor word deur genetiese toetse. So as iemand bekommerd voel daaroor, dan is daar toetse beskikbaar wat dit kan vasstel, en dan begin dit 'n proses van besluitneming. En ek wil tog vir sulke mense mooi vra, voordat jy enigstens 'n besluit neem, wees altyd ingelig voordat jy besluit wat die pad vorentoe is, en praat met baie mense en neem dan rustige besluit. Dit is wel meer algemeen voor, dit kom meer algemeen voor by waar vrouens ouer is as 35 jaar, en dis lewenslank. As die babietjie so gebore word, is daar nie 'n genesing daarvoor nie, dis deel van die babietjie en hulle samestelling. Dis hoekom ek in die begin gesê het, of net nog gesê het, dit is eintlik nie 'n geleentheid nie, dit is 'n lewenslange gebeurtenis wat met jou gebeur. Ja, beskryf net vir ons die kenmerke, hoe sal ons dit sien of beleef met die in 'n persoon? Iemand met Down-syndroom het baie kenmerkende gelaatstrekke, oogies wat skuins opwaarts trek, en dan is daar klein foutjies in die binnehoeke van die oë wat bedek is. Ons noem dit epikantiese voue. En dan vir ons nou nie moontlik om altyd te sien nie, maar klein wit vlekkies in die oog. En dan wat makliker is om raak te sien, die klein neusie met die breë plat brug.
en dan 'n klein mondjie en dit maak dat die tongetjie groter lyk. Dis 'n normale grootte tongetjie, maar omdat die mondjie klein is, lyk die tongetjie groter. En dan is daar laag gesette oortjies. Daar's net een plooitjie in die palm van die hand met kort handjies en vingers en dan partykeer is daar ook 'n skynspinkie en 'n groter gaping tussen die groot toon en die tweede toon. En die agterkant van die koppie is partykeer bietjie meer afgeplat as gewoonlik. En dan in die ontwikkeling wat ons raak sien is dat hierdie babetjies 'n floppy is. Die spiertonus is laag, so hulle het nie sterk stewige spiertjies nie, maar die liggaampie is slap, so hulle leer ook later eers om te loop en te praat. Hulle het soms hartafwykings, so dit is ook iets dan waarmee die ouers en die familie moet hanteer, en dan ook kan hulle nie altyd so mooi sien nie, of hoor nie. En hulle het ook ontwikkelingsagterstande, leer later loop en praat, selfs ook later skryf. As dit 'n ligte gestremdheid is, dan kan die persoon later self skryf en lees. Ek het met so 'n persoon gesels toe ek daar gewerk het, en dan ook kan dit ernstige gestremdheid wees wat die persoon regtig totaal afhanklik is van versorging vir die res van hulle lewe. Ja, dit is eintlik maklik om dit te identifiseer, want mense sien dit is gelaatstrekke wat jy eintlik dadelik kan raak sien. Ja, dis ook deel van die bittersoet daarvan, is dat mens dadelik kan agterkom as iemand Down-syndroom het, en dat hulle soms dan, omdat ons ongewoond is daaraan, of omdat dit dat dit vir ons vreemd is, kan hulle soms ook gestigmatiseer word of uitgeskei word. En hier is inligting en verhouding bou weer baie belangrik. So, gewoonlik, dit is nie altyd so nie, maar gewoonlik het die ouers en die familie 'n oopheid en 'n waardering daarvoor as ons vra en sê, vertel vir my meer van Dawie, wat het gebeur, en hulle waardeer dit, want dit help ook dan vir verhouding bou, en dit maak die gesprek oop, dat ons kan gesels oor wat het gebeur, en wat is die implikasies daarvan, en wat beteken dit? Professor Emerentia Du Plessis van die Noordwes Universiteit, en ons praat spesifiek oor Down-syndroom. As ons met haar praat, is altyd om deernisvol teenwoordig te wees, maar ook dan spesifiek die tema van hierdie bitter soet vir 'n geleentheid wat weer. Emerentia, hoe kan ons deernisvol teenwoordig wees? Hoe kan ons 'n verskil maak? Dit is so 'n goeie vraag, en dit is ook wat wêreld Down-syndroom vir ons aan herinner, dat ons 'n verskil kan maak, om daaroor te dink, hoe kan ons vreugde versprei in ons omgewing? Wat kan ek doen? Hoe kan ek deernisvol teenwoordig wees? Ek dink daar's twee groepe mense aan wie ons kan dink in hierdie tyd. Die mense wat direk geraak word deur 'n kind of iemand in hulle familie of 'n naby persoon wat Down-syndroom het. Wat kan ek as ouer doen? Wat kan ek as familielid doen? Dit is so belangrik dat daardie persone inligting kry en vra voordat hulle besluite neem oor die behandeling of die grootmaak of die lewe van hierdie babietjie, van hierdie persoon. Dan ook baie belangrik om deel te wees van groepe waar 'n mens ondersteuning kry. En dit kan regtig wees soos 'n selgroep by die kerk, sommer net 'n vriendekring, ondersteunende klomp kollegas by die werk, maar om regtig ondersteuning te kry. Maar dit kan ook wees 'n formele groep, 'n Down-syndroom ondersteuningsgroep. En daar is sulke groepe in Suid-Afrika en ook internasionaal. Maar die belangrikste is om te praat daaroor, vra, vind uit, kry ondersteuning daarvoor. Die tweede groep mense is die algemene publiek, ons wat vanmiddag daaroor praat en luister hieroor. Ons werk is om positiewe boodskappe te versprei oor Down-syndroom, om positief te praat daaroor, om bemoedigend te wees en aan te moedig en te aanvaar en te luister en te kyk. Om kontak te maak is die tweede een. Regtig om mense te leer ken, om mense toe te laat in jou lewe wat anders is as jy. En dit is nie net Down-syndroom nie, maar enige iemand wat jy voel
moeiliker is om mee te kommunikeer of wat hulp nodig het. Luister na hulle, leer hulle ken, moenie bang wees om respekvol vrae te vra nie. Probeer die wêreld deur hulle oë te sien, want dit lei tot aanvaarding. En die derde ding is om te gee. Maak koneksies in die gemeenskap, hoor, waar kan jy gee, al is dit van jou tyd, jou oor om te luister, as dit nodig is om 'n bydrae te maak, wat ook al die behoefte is, maar hierdie 3 dinge. Versprei positiewe boodskappe, maak kontak met mekaar, ondersteun mekaar, en die derde een om te gee van jouself. En hierdie 3 is ook die boodskap of die kerntema van International Day of Happiness. So ons gebruik daai boodskap sommer ook en maak dit van toepassing op iemand wat Down-sindroom het en dink aan hulle. Wat ons doen vandag, ons versprei die boodskap en ons gaan kontak maak of ten minste moedig ons mense aan en ons vra dat elkeen sal rondkyk na die geleentheid rondom hom en in die derde plek gee, of dit nou tyd of geld of aandag of wat ook al is, wat nodig is. Partykeer is daar's definitief elke persoon 'n ander behoefte. En as ons nou dit alles gesê het, dan wil ek net vra, dit is seker 'n baie beslissende uitdaging om as jy so kind het of so 'n persoon, en miskien is dit al 'n groter persoon, om te besluit hoe gaan jy skolasties hanteer of laat bly in 'n plek waar hy versorg moet word, of want jy kan sekerlik in 'n familie hê met baie kinders wat ekstra een dalk veel aandag gaan. En die ander gesin kan dalk minder kinders hê, of net een kind. En dan kan jy baie aandag hê. En dieselfde met finansies, jy weet, jy kan genoeg ruimte in jou huis hê, en die ander een kan te min hê. So, daar seker 'n miljoen faktore wat moet in wat mens dit in ag geneem moet word voordat jy besluit oor hoe jy gaan optree met elke individuele kind en soveel meer met iemand met dalk besondere vaardighede, maar ook uitdagings. Ja, baie beslis. Dit raak soveel areas van 'n mens se lewe. So weer bring dit by ons uit by die punt van om met mekaar te praat daaroor. En ongelukkig is die realiteit ook so dat daar nie altyd 'n wen-wen situasie is nie. So in meeste gevalle is daar dat 'n gesin by 'n wen-wen situasie kan uitkom wat vir almal voordelig is, maar as daar in elk geval moeiliker kommunikasie in die gesin is dit soms nodig om moeilike besluite te neem terwille van die voortbestaan van die gesin. So dit bring my dan weer terug by praat daaroor, kry ondersteuning, kry professionele hulp, sielkundiges, maatskaplike werkers, verpleegkundiges, mediese personeel, sodat die beste besluit vir daardie gesin, wat daardie gesin gaan pas en wat die kind gaan pas, gemaak kan word. Is dit nie jou laaste woord nie? Spreek jou laaste woord en geef ons 'n kontaknommer asseblief. Ja, ek wil sommer net sê, geniet die soet van iemand met Down-sindroom, geniet hulle vreugde, laat hulle jou lewe verryk, en dan ook om te werk deur die bitter daarvan, die hartseer daarvan, om jouself ook toe te laat om deur die proses te werk en om ondersteuning te kry. En dan deel ek graag 'n paar webadresse waar mense meer inligting kan kry. Die eerste ene is die Down-sindroom organisasie van Suid-Afrika, en dit is dan in Engels www.downsyndrome, klein lettertjies en aan mekaar, downsyndrome.org.za. En dan die internasionale is www.worlddownsyndromeday.org. En dan as mense wil meer lees van die Day of Happiness, www.dayofhappiness.net. Maar mens kan ook net eenvoudig hierdie soekwoorde intik in 'n soekengine op die internet en dan gaan jy dadelik by hierdie webblaaie kan uitkom. Baie dankie, Emerential. Lekker om met jou te gesels en baie vreugde in jou lewe. Tot volgende keer. Baie dankie.